En ons nuuspersoon van die week is James Kim. James, goeiemôre, baie welkom by jou. Daar is 'n voorreg, dankie. Weet jy, ek het nou gesê, weet as mense so klomp geld in die rekening het, wat doen jy daarmee? Ek kry nog 'n kind. Dis die manier om vir die geld om te haal. James, dis twee groot stories wat vir my uitgestaan het. Die een, dis 'n internasionale storie, maar ek dink dit is 'n groot storie. En dit is natuurlik die lyk dit vir my die vrede in die Midde-Ooste tussen Hamas en Israel. En Donald Trump wat nou op aanspraak maak dat hy die krediet moet kry, en ek dink reg so dat hy waarskynlik 'n krediet daarvoor moet kry. Maar miskien net vinnig. Is dit so 'n belangrike ding wat daar gebeur het? Dit is in die stadium nog 'n skietstilstand, maar dit is die eerste van 20 stappe of 20 fases dan wat Trump as 'n vredesplan beskou, waarby dit moet uitkom. In die stadium dalk iets so 'n neutedop, dit sal behels dat Israel hulle troepe tot op 'n sekere punt terugtrek, dat sekere van die Hamas-gevangenes vrygelaat word, dat al die Israeli gijslaers vrygelaat word en ook dan die gijslaers wat tot sterwe gekom het tydens hulle aanhouding, dat ook daardie oorskot aan hulle beskikbaar gestel word. So dis definitief 'n stap vorentoe. Maar ek dink dit is 'n wonderlike ding. Ek meen dit was een van die grootste konflikte seker in baie jare. Ja, dis 'n konflik wat werklik nou baie bloedig geraak het sedert 2 jaar gelede. Onthou 2 jaar gelede, hierdie afgelope week was dit ook die herdenking van daardie Hamas-aanval wat op Israel uitgevoer is, en van daar af het ons gesien dat dit dat Israel nie teruggehou het nie. Israel wat beloof het uit die staanspoor dat hulle Hamas van die aardbol sal vee, en dit het gelyk of hulle reg was om daardie belofte gestand te doen. Intussen het Donald Trump toe nou nie die Vredesprys gewen nie, Nobelvredesprys gewen nie. En ek moet vir jou sê, hy was nogal lyk dit vir my een van die kandidaate. Ek het vinnig gaan kyk na een van die redes waarom dit nou was. Daar's onder meer ook aangevoer dat die besluit is reeds geneem. Onthou hierdie komitee wat nou oor 'n geruime tyd vergader het. Hierdie besluit wat Suid-Afrikaanse tyd 11:00 Vrydagoggend geneem is of aangekondig is. En dit was minder as 24 uur nadat hierdie skietstilstand dan nou aangekondig is. So dit was 'n besluit wat reeds voor hierdie gebeure geneem is. Wie weet volgende jaar miskien. Maar natuurlik, ons sit almal op hulle vasgenaal vir die nuus om te kyk wat besig om te gebeur met al die verwikkelinge wat ons polisie diens besig is om plaas te vind. Miskien net skets net so vinnig vir ons die raamwerk. Wat is besig om te gebeur? Dis 'n redelike intrige. Die afgelope 2 dae het ons gesien dat die nasionale kommissaris van die Masimola sy getuienis voor die ad hoc komitee in die parlement gelewer het oor hierdie. Daar's nou 2 ondersoeke. Dis die parlement en dan die Ahmed kommissie. Dis belangrik om daardie onderskeid te tref. So ons verwys hier vir al die afgelope week na verskynings voor die ad hoc komitee in die parlement wat daarna ondersoek instel. Van die Masimola wat eintlik baie van die beweringe wat ook deur Ngango Konazi, hy is weer 'n volgende karakter in die verhaal, naamlik die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, baie daarvan onderstreep. Wat's die beweringe? Dit is een dat die polisieminister Senzo Mkhunu en dan die adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, dat hulle aan ongeruimthede verbind word, die onregmatige afskaffing van die taakspan het ondersoek instel na politieke moorde wat deel daarvan vorm. Shadrack Sibiya wat ook hierdie afgelope week 'n klopjag by sy huis gehad het, die polisie wat 'n klopjag daar uitgevoer het, net vir interessante, die klopjag is in Centurion uitgevoer, die registrasienommer van die voertuie wat daar was, is KwaZulu-Natal se registrasienommer. So daar's ook 'n bepaalde intrige wat daarso ontvou, en Sibiya wat in die stadium sê, maar julle vat nou my rekenaars, julle vat my elektroniese toerusting, ons werk hier met 'n audio alteram partem beginsel in Suid-Afrika, met ander woorde, my kant moet ook nog gehoor word, en ek het daardie inligting nodig om voor te berei, maar dit is werklik, ek wil dit amper vergelyk met wat hulle in Engels noem 'n spy versus spy, situasie wat in die stadium binne die polisie afspeel. Die goeie nuus is ten minste word ten minste iets aan gedoen, lyk dit. Daar word iets aan gedoen, en Dawie ook dalk so bietjie met die tong in die kies, terwyl van hierdie hoëgeplaases van die polisie nou geskort is, sien ons daarom dat hoëvlak korrupsie bietjie afneem. Ja, dit is iets wat ek gehoor het besig is om plaas te vind. Maar dankie dat jy by ons 'n draai kom maak het, en dit is nogal 'n gecompliseerde storie om dit alles te verstaan, maar die belangrikste is, lyk my daar word om ten minste dit so bietjie geventilate, soos wat die Engelse sê. Ek hoop net daarna gaan iets regtig gebeur.